Goeiedag en natuurlik nog 'n episode van die 1 minuut met Jesus podcast. Dit is lekker om vandag weer saam met jou te kan sit en kuier en net lekker te gesels. Vandag gesels ons oor gebed en hoekom dit so absoluut belangrik is. So kry daai beker koffie, maak daai koppie tee en kuier lekker saam. Ons is weer lekker hier in die ateljee bymekaar. Die son skyn lekker, die wind waai, dit het baie gereën en deur die land selfs baie gereën. Maar ons vreugde bly Jesus Christus. Dis hoekom ons vandag saam om 'n tafel kan sit hier in die 1 minuut met Jesus ateljee en ons kan met jou vandag praat oor gebed. So gepraat oor gebed. William Paul, wil jy nie vir ons open met gebed? Ek sal met liefde pastoor. Prys die Here. Here, ons dankie dat ons hierdie opname kan doen tot eer van U, Here, en ek wil bid dat U Gees sal lei in dit, Here, en dat elkeen wat gaan luister, dat hulle uit U hart uit iets sal kry, Here, en dat die Gees van God die woord sal oopbreek vir elkeen, Here, en ons eer U vir die voorreg wat ons het om deel te kan wees van die evangelie, in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Gebed is baie belangrik in ons tyd en lewenslang, nog altyd, was dit die kern gewees om te kommunikeer met God. Ons sien in die woord, in die Ou Testament, die Vader kom en hy praat direk met sy kinders. Hy kom selfs by Kain en hy praat met Kain, daai kommunikasie. En hy sê vir Kain, Kain, ek sien dat die bose is listig. Hy wag net dat jy moet oortree. Hy wag net daarop dat jy net ongehoorsaam moet wees, want hy wil toeslaan in jou lewe, en dit is daarna, slaan Kain vir Abel dood, en ons weet hy het gevlug. God praat met ons. Maar daar kom 'n tyd in ons lewe, wat ek hier daai behoefte het om met God te praat. Die Here God kom, en hy praat met Abraham. Hy doen en maak bemoeienis met Abraham, en dis een van die mooiste dinge, wat ek in my lewe ooit kon lees en beleef, is hoe Vader kom, en met Abraham kom gesels en vir hom sê, Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra vernietig. Abraham weet, dat Lot bly daar en sy familie bly daar, en alles wat Lot bymekaar gemaak het, is in Sodom en Gomorra. Hy begin pleit by Vader, Vader, as daar net, in my terme, 30, 20, later net 10 manne en vroue is wat bid, wat opreg is, wat in U geregtigheid staan, sal jy hulle dan spaar? En Vader sê, ek sal hulle dan spaar. Daar was selfs nie 10 nie. En dit is een van die redes hoekom Vader God Suid-Afrika spaar. Want as ek kyk wat hier gebeur het, en ons land lyk erger as Sodom en Gomorra, het elke dorp en elke stad meer as 10 getroue bidders, wat steeds bly bid. Dis die krag van gebed, en Vader kyk daarna. Het jy geweet, gebed is so belangrik kind van God, as ons net gaan kyk, in Openbaring 5, leer die woord ons meer oor gebed, en die groot gebeurtenisse van hoe iemand gehuil het en uitgeroep het, en gesê het, is daar net iemand wat waardig is, om hierdie seels te breek, en daardie geween was hard in die hemel, en dan kom daar 'n ander wese en sê, jy hoef nie meer te huil nie, daar's een wat waardig is, Jesus Christus het die prys betaal, om die seels van gebed te breek, in Openbaring 5, en voor Vader God te bring. Die siete speel, wanneer daardie gebede voorgelees word, want wat sê die woord, Jesus tree vir ons in, so groot en kragtig is gebed, almal se gebede gaan deur hom, en word gelees voor Vader God. Vir ons lyk dit onmoontlik, want tyd voel vir ons beperk, en die oomblik voel beperk, maar alles gebeur in een oomblik in die hemel. Dis 'n ander dimensie, dis vinnig, en dis kragtig, dis ver groter as wat ek hier kan bedink of redeneer. En dan kom Vader, en hy kry daai geur uit die goue bakke uit. Dit word op skale geplaas, en as daar gewig is in jou gebed, met ander woorde, jy binne God se geregtigheid gebid het en lewe, word jou gebed verhoor. 24 ouderlinge kniel voor Vader, want so groot is hierdie gebede, en sit hulle krone weer eens neer. Dis gebed wanneer jy bid, wanneer jy afsonder voor God.
Daarom is gebed so belangrik en moet jy besef, jy kan nie teen 'n plafon vasbid nie, want die Gees van God is in jou. Gaan lees asseblief Romeine 8. En hulle in vers 14 wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Vers 26 sê dat ek en jy weet nie is altyd ons verstand skakel af, gebed is te groot. Kind van God, dis belangrik. Dis hoekom ek en William Paul gelei voel vandag om met jou te praat oor gebed, want te veel mense vra, hoe moet ek bid? Kind van God, jy kan ons app toe gaan. Daar is baie gebede nou op. En jy kan gaan leer deur daardie gebede hoe om te bid, want dit is die Heilige Gees gelei. In die heel eerste plek kom die disippels ook. Nadat hulle 3,5 jaar saam met Jesus loop, vra hulle net een ding, hulle vra Here, leer ons hoe om te bid. Hulle het alles geleer, alles gesien. Die meeste staan vroeg op in die oggend en hy gaan bid. Vra Matteus 6, leer ons ook hoe om te bid. En hy sê die volgende, en dis die kern in elke gebed altyd, hy sê, vers 33, maar soek eers die koninkryk, dis in jou gebed, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Watter dinge? Alles van vers 19 af. Hy sê, vers 19, moenie, met hoofletters, moenie, vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, wat mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Ons sien hoe dit gebeur. Dis wat mense doen. Hy sê moenie, en dit wat hy sê, ons moenie doen, nie doen mense. En dan spandeer hulle tyd in gebed, om hierdie goed te behou, maar hulle siele gaan verlore. Ons bid meer vir geld, ons bid meer vir ons huise, vir karre, vir ons hartsbegeertes, nie vir die koninkryk van God as sy geregtigheid nie. Daardie gebede word nie verhoor nie, want God sê, dis wat die wêreld soek. Ek en jy moet, Matteus 7:7 sê, bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word. Dis 'n belofte van God, maar soek eers die koninkryk en God se geregtigheid. Ek hoop dit maak vir jou sin, kind van God, dat jy besef, verheerlik eers God deur jou leefwyse. Maar die oomblik wat ons begin om te bid vir al hierdie wêreldse dinge wat ons begeer, wat hy sê, moenie, in hoofletters, moenie dit doen nie. En dan bid ons vir dit wat ons nie moet doen nie, die hele tyd. Dit is verkeerd in die oë van die Here. As jy sy geregtigheid soek in sy koninkryk, dan sê hy, dan gee ek al hierdie goed, waarvoor jy nie eens bid nie vir jou, want dan is jy vertroubaar gevind. William Paul, wat is jou ondervinding in gebed? Ja, ek dink, so dit gesê het, die grootste ding is, en Jakobus sê dit ook, dat mens bid soms verkeerd, omdat mens deur mense wel is bid, en nie deur die woord, soos wat God wil hê, mens moet bid vir dit wat belangrik is nie. En ek dink, dis ook iets wat mens regtig kan dink en kan kyk in jou eie hart ook, is dit waarvoor jy bid, jou gebedstyd, wat sluit dit heeltyd in, en waaroor bid jy die meeste van die tyd? Want as jy God se koninkryk soek, en sy geregtigheid soek, en dan kan jy vra net wat jy wil. In Johannes 15 sê Jesus, as ons in sy wil is, en hy is in ons, so kan jy vra wat jy wil, en jy sal dit kry ook, as jy vir dit vra, omdat jy op die regte plek is, met jou verhouding met God. Maar as jy nie in God se wil is nie, en jy is nie op die regte plek nie, dan gaan jy bid soos wat jy wil, en niks gaan gebeur nie. Johannes 9 vers 31 sê dat, as mens in ongeregtigheid leef, God verhoor nie die gebede van sondaars nie. En dit is baie belangrik wat William Paul nou gesê het, en jy kan na daardie skrif kyk in Johannes 9 vers 31. Wanneer ons baie keer in 'n huwelik in probleme kom, moet ons osself afvra, het God ons saamgevoeg? Jy het 3 vrae voor ja gesê, vir die kansel 1 voor nee. Lewe jy binne daai 3 vrae, en pas jy daai nee toe? As jy dit nie doen nie, nou wil jy bid vir jou huwelik, waar die Here vir jou sê, soek eers my koninkryk en my geregtigheid. Koninkryk, ek wil in die wil van God lewe, en ek wil in lyn met die hemel lewe, want Jesus leer ons, laat dit wees in die hemel soos op die aarde is in die hemel. En dit kan net in lyn loop, as ek en jy in sy koninkryk leef. Doen ons dit nie, kan ons blou bid, kind van God, ons is nie in sy hart klop nie, nie in sy tyd nie, nie in sy autoriteit nie, nie in sy wil nie. Laat u wil vir ons geskied, sê ons, en dit is slegs wanneer ek en jy binne sy wil lewe.
Wanneer mense in moeilikheid kom finansiëel, huwelike, jy kan dit opnoem, dan bid hulle daarvoor en spandeer baie tyd daaraan, terwyl hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op hierdie aarde nie. Hierdie aardse goed gaan verby, selfs die huwelike. Die huwelik is slegs behoudend. As ek in die koninkryk van God lewe en sy geregtigheid, dan kan God met beide harte werk. Maar God gaan nie, as ons nie in sy geregtigheid lewe nie, en dan bid nie. Kind van God, daarom sê hy ook vir jou bid. Ek het lande gesien omdraai, jou regerings wat omdraai, ons het gesien in ons tyd wat ons nou bid. Hoe die land lyk of hy meer chaos verval, want dan breek baie instansies behoorlik om op hulle knieë te kom en die Here in diepte te dien en te aanbid. 'n Siel kan partykeer lyk of hy verlore gaan, maar partykeer moet hy daai pad stap. Die vlees moet breek, sodat die siel baie keer gered kan word. En wat hartseer is, William Paul, baie keer, ons praat van huwelike, as God nie saamgevoeg het nie, en 'n vrou gaan die siel kos van 'n man, is dit beter om deur daai seer te gaan, maar die siel word gered, en die huwelik breek. Ja. Ander kere is dit andersom met die man en vrou, maar ons harte is, huwelike moet gered word, maar as God nie saamgevoeg het nie, kan ek nie teen God se woord werk nie. Weereens wat baie belangrik is, in die woord van die Here, wat ons moet besef, en ons moet dit ten alle tye uitleef, en weet, kind van God, God se wil moet geskied, in alles. Dit help nie ons wil afbid nie. God moet die gebed beantwoord. Hy gaan nie ons wil beantwoord nie. Hy gaan ons versoeke en ons behoeftes, as ons binne sy koninkryk lewe, en ek en jy is in sy koninkryk, sal hy dit beantwoord. Vers 34 sê dan die volgende, en ek wil dit by jou laat, en William Paul, ek wil hoor wat sê jy daarvan, vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. So moenie oor goed bekommerd wees nie. Die siel is meer belangrik. En God wil na jou kyk, hy wil jou seën. Hy wil jou omstandighede omdraai. En ek glo in wonderwerke. Ek glo dat God die gety wil draai, en hy sal hom draai. Maar dit kan nie vir ons gebeur, as ons nie in lyn is met die Here God nie. Ja, dit laat my dadelik dink aan Jesus wat sê, wat 'n vader sal vir sy seun 'n klip gee, as hy vir hom 'n brood vra, en God wil na jou kyk. Ek en jy moet net na hom toe bly hardloop, en na hom toe gaan, met alles in ons lewe, moet ons hom eers te soek, nie vir wat hy vir ons kan gee nie, maar omdat ons lief is vir hom, en omdat ons 'n pad met hom wil stap, net soos met Petrus, wat ook by Jesus aangekom het, en toe almal loop, toe vra Jesus vir hulle, maar dan gaan julle nie ook loop nie, en toe sê hy, Here, by u lê die woorde van ewigheid, waartoe anders te kan mens gaan, as na die Here toe, en ek dink dit is ook so met gebed, is die Here is die antwoord, en mens moet net by hom heeltyd skuil. As ons kyk na die woorde, en hoe die Here ons geleer het om te bid, is baie belangrik, William Paul, en presies wat jy nou gesê het. Die Here leer ons presies hoe om te bid, en hy leer ons selfs die Onse Vader, wat 'n baie diep gebed is. Maar wanneer jy begin bid, Onse Vader wat in die hemel is, dis tot hom wat ons bid. Wie leer ons om so te bid? Jesus. Wanneer ons bid tot Onse Vader, en die Gees van God is in ons, getuig die Gees van God in die hemele, en die engele langs ons, teken dit aan, en hulle rapporteer in die hemel, net soos in die tyd van Job, het die engele by God uitgekom, en oor Job gerapporteer. So kom die Gees van die Here, en daar die direkte kontak is met God. Dis sy Gees wat in ons woon, want dis die tempel. Wat is die tempel van God aan die einde van die dag? Sê, aan die einde van die dag, moet my huis van gebed wees. Dit sê Jesus self. Hy vertel dit selfs vir die vrou by die put. Die tempel, ek en jy, moet 'n huis van gebed wees. Ander moet van oral af wil kom, en by die huis van gebed wil kom bid. So, God vertrou ons met gebed om vir mense te bid, en vir ander te bid. En ander kan kom en jou vertrou, en dan sê Matteus vir ons iets baie dieper en interessant. Matteus sê vir ons iets, Matteus 18:18 en Matteus 16:19, alles wat ons bind, is gebind op die aarde, so sal dit wees in die hemele. Wat gebind is in die hemel, sal wees
so op die aarde. En hy gaan verder, dan sê, wat 2 of 3 in my naam is, so sal dit wees. Daar is ek teenwoordig as hulle saamstem. As hulle saam kan stem, en jy het 'n ware broer of suster in gebed, en ons bid saam, draai die gety. Ek wil tog weer net 'n kort getuienis vir jou gee, wat ek al baie gegee het. Daar is soveel krag in gebed. Die Messiaanse Jode glo, as 12 ware manne en vroue by mekaar kom, hulle sê 12 manne, saam in eenheid en diepte bid. Eenheid, bid, eenvoudig voor God, is dit sterker as selfs die hele Amerikaanse weermag. Dink net toe Hiskia alleen gebid het in die tempel en hy sit die briewe voor Vader neer en hy sê, Vader, kyk hier, die vyand spot met ons. Vader, kyk hier, ons weermag kan nie die oorlog maak nie. Ons kan nie eens op ons weermag staat maak, in ons geval op geen mag nie. Gee Vader 1 engel om 185.000 soldate te verslaan. 1 man se eerbare gebed. Hoeveel te meer kan God jou huis, die land, omstandighede omdraai, kan siele gewen word, oor jy konstant bly bid. Ons leer deur die woord baie interessant in Lukas 18. Kom 'n vrou by 'n onregverdige regter. En Jesus leer ons deur gebed en hy sê, soos wat sy keer op keer na daai regter toe teruggegaan het, en sê, laat reg aan my geskied. Hoeveel te meer as ek en jy nie bly bid vir Vader, tot reg aan ons geskied nie. Hy sal ons antwoord. God sal. William Paul, Daniel het vir 21 dae gevas. En die engel verskyn aan hom en hy sê vir hom, Daniel, op dag 1 is jou gebede reeds verhoor. Maar ons engele, dis in my terme sê, ons engele moes beklei in die owerhede in die lig, sodat daardie gebede in vervulling kan kom. En daar was 1 dapper engel gewees, wat tot op die einde deur beklei het, en was Michael. Dit wil sê, daar is engele, as ek Daniel 10 mooi verstaan, wat nie so dapper was nie. Daarom moet ons bid en sê, Vader, geef vir ons dapper engele, wat help om hierdie gebede, is dringend, is 'n noodoproep te beantwoord. Ons is in die koninkryk en die geregtigheid, maar draai ons land om, draai ons huise om, help ons om siele te red, dat die kerk van God weer uitstaan. Here, ons het U nodig, en ons bid, dan moet dit omdraai. Van Daniel 10 leer ons dit. Ons sien hoe God beantwoord. Gebede is kragtig vir die aangesig van God. Moenie ophou bid nie. Selfs 'n eenvoudige gebed is waardevol. Wat sê jy, William? Ja, nee, ek dink pastoor het dit mooi saamgevat en ek dink al wat ek het wil sê is mens moet net nooit ophou nie. Ek dink op 'n partykeer voel dit vir jou jy bid en niks gebeur nie, mens moet net aanhou. Mens moet net aanhou bid totdat dit wat moet gebeur plaasvind. En ons moet 'n geloof bly staan. Want weer eens God is almagtig. Dink 'n bietjie in Genesis 1 spreek hy. Laat daar lig wees. Joep, daar's lig. Hy sê laat daar lewe wees, ons lewe. Hy sê sy woord, aan sy woord sal daar geen einde wees nie. Alles sal vergaan, maar nie sy woord nie. Ja. En ek en jy is deel van sy woord. Ons gaan 'n ewige lewe hê. Die vlees keer terug na stof, maar ek en jy die siel leef vir ewig. So, ons woorde is deel van God se woord, wat tot in alle ewigheid moet lewe. Van 1 Petrus 4 vers 11 sê weer eens, en ek gaan dit 1000 keer vir jou herhaal, hierdie skrif moet jy kan onthou, spreek woorde soos God, en dien in die krag van God. Wie tree vir ons in, by Vader as ons bid? Jesus Christus. Daarom, daar's krag in gebed, moenie ophou bid nie, vat moed en bid. Bid, die gety moet draai in jou huis, die gety moet draai in jou lewe, in mense lewens en omstandighede in die land, maar ons moet in die koninkryk van God self lewe. Wat is bid? Wat is predik? Moet ons lewe? Dra veel vrug. En kind van God, die Here gaan na jou kyk, Sefanja 3:17, en glimlag, en hy gaan jou verhoor. Wat sê jy, William? Ja, ek wil net by sê, Jakobus 1 wat ook sê, ons moet nie twyfel as ons bid nie. Anders is jou gebed soos 'n golf wat deur die wind rondgedryf word. So mens moet glo dit wat jy bid, en dan moet jy dit gaan doen. Amen. Kan ek jou guns vra?
voor William Paul afsluit. Die 1 minuut met Jesus elke oggend 5 uur wat uitgaan. Die aand Bybelstudie. Die livestream. Die woord wat jy nou kry. Die vraag uit die woord op 'n ander groep op woensdaande. Wil jy ons help dat ons hierdie woord landwyd, wêreldwyd aan elke Suid-Afrikaner kan stuur? Ons soek nie volgelinge nie. Ons soek nie aanhangers nie. Maar soek man en vrou wat weer bid, wat weer opstaan, ernstig is oor die Here en in die joy van die Here voluit kan lewe. Die evangelie moet uitgaan. Die 1 minuut met Jesus moet uitgaan, want ons wil hê elkeen moet 'n ware bidder kan word. Kind van God, ek eer God vir jou. Ons wil landwyd gebedskussings ook uitdeel, wat mense vat, 'n spesiale kussing wat ons het, gaan kyk op ons website, wat elkeen opnieuw en begin bid, roep uit tot God. Moenie skaam wees vir die evangelie nie. Die mooiste getuienis wat ons by pastoor Lats hoor, is toe hy nou van China af terugvlieg, sit 'n Chinese man langs hom, en wanneer hulle kos ontvang, of iets om te eet op daai vliegtuig, daardie man was 'n ware kind van God, wat veel vrug dra, steek hy sy hande op, en hy eer Jesus God, en dank God, en dan eet hy. Hoeveel te meer as jy in 'n restaurant sit, en iemand sien jou, bid oor jou kos, seën die kos, lag, is vol joy en is opgewonde, en is altyd vrolik, al het ons pyn, al kry swaar, lag ons, want ons dra veel vrug, en is vol joy in Christus, en ons dra die evangelie in almal uit. Dit is hoe Christenskap moet lyk. Nie skinder, nie ondermyn, nie vingerwys, maar Jesus uitleef op elke gebied. Wees geseënd. En nou gaan William Paul die seën oor jou afbid, en ek vertrou jou, dat jy ons help die evangelie uitstuur. Gaan op ons website, kyk hier onder, gaan op ons app, kyk hier onder is die app ook. Besoek ons, maak 'n afspraak met ons, as jy in ons area kom, en as jy in die Mosselbaai area kom, besoek Ewige Lig Mosselbaai, en mag God jou seën. Bid vir ons ook, en mag ons ervaar hoe jy met 'n getuienis kom en sê, ek wil my getuienis op hierdie podcast plaas, mense moet hoor hoe goed was God vir my, ek het begin bid, my getuie het gedraai. Sal jy hulle seën in Jesus naam? Ek sal met liefde. Here, ek bid u seën uit oor elke liewe spreker wat ingeskakel het, Here, en selfs die mense wat net deur gesprekke geraak gaan word deur hierdie opname, Here, en ek bid dat u gees oor elkeen sal wees, Here, dat u woord oor elkeen sal wees, en dat u elkeen sal salf, Here, en ek bid dat u goedheid en u guns almal sal najaag, Here, maar meer as dit wil ek bid vir u koninkryk en vir u geregtigheid oor elkeen, Here, en dat u wil sal geskied in elkeen se lewe, nie mense se planne nie, nie die eie ek planne nie, Here, maar u plan oor elkeen se lewe. En ek bid, Here, dat nog meer en meer mense sal opstaan, want die oes is groot en die arbeiders is min, Here, ek bid dat meer mense in die oeslande sal inbeweeg, Here, en dat meer mense, al is dit net om 'n boodskap uit te stuur, maar dat hulle dit sal doen, Here. Ek bid vir nuwe vuur vir elkeen, Here, en dat die nuwe wyn en die nuwe wynsak sal kom, in Jesus naam. Amen. Amen. Geseënd is hier tot eer van die Here. Ons skakel terug na Sinai toe, in die ateljee in Mosselbaai, vrede en guns. En daar het jy dit, gebed is absoluut belangrik. Kind van God, mag jy geseënd wees, 'n geseënde aand vir jou, slaap vanaand lekker in die vrede van die Here, tot ons mekaar weer sien.